Goeienaand almal, baie welkom hier so in ons virtuele ateljee. Ek het vanaand vir professor Andries Raad hierso by ons. Goeienaand prof. Goeienaand François, altyd aangenaam om hier saam met jou te wees in die ateljee en oor belangrike sake te gesels. Nou, vanaand gaan ons dan spesifiek oor verbond praat. En as ek nou die afgelope week het ek so 'n bietjie opgelees rondom Genesis 6 en Genesis 9, daardie gedeelte wat oor die instelling van die reënboog, veral as 'n ou dink in terme van die hele woke beweging en hulle wat ook dan nou die reënboog gebruik, maar hulle reënboog het net 6 kleure terwyl die werklike reënboog dan nou 7 kleure het. Nou as mens daar in Genesis 6 lees, dan sien ons daar dat die Here die sonvloed gestuur het en hy het die goddelose mense dan nou uitgewis, maar hy het vir Noag en sy gesin het hy wel gered deur vir hulle nou die ark te gee en hulle het toe daar ingegaan. En dan hierso in Genesis 9 dan vertel die Here nou hoekom gee hy vir hulle hierdie reënboog, en dan sê hy daar, en God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir die ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens in alle vlees, en die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is. Nou, as 'n mens hierdie gedeelte, dit is maar 'n paar verse van vers 12 tot 16, dan word die woord verbond word 4 keer gebruik. Nou, dit is my nogal merkwaardig as ek met Afrikaners deesdae praat, Christen Afrikaners, dan beroem hulle daarop dat hulle aan die Bybel vashou, maar hulle wil niks weet van verbond nie. En as ons dan die Bybel lees, dan word daar baie kere van verbond gepraat. Later lees ons dan ook van die verbond wat die Here met Abraham gesluit het. So, professor, as ons nou dink in terme van hierdie verbonde wat in die Ou Testament bestaan, en hierdie hele idee van 'n verbond, en ons dink dan aan die reformatoriese kringe, dan het dit ook 'n groot rol gespeel. Wat was en is die posisie in Suid-Afrika sedert die volksplanting in terme van verbond? François, dit is 'n baie belangrike vraag vir 'n verskeidenheid van redes. Ek wil graag net 2 beklemtoon. Die eerste is dat die idee van die verbond bring tot uitdrukking die baie noue en hegte band of verhouding tussen God en sy uitverkore gelowiges. Met ander woorde, dit beskryf daardie verhouding tussen God en sy kinders, en daardie verhouding het sowel in die tyd van die reformatie, maar ook hier in ons eie vaderland 'n baie belangrike begrondingsperspektief gebied vir die gelowiges op grond waarvan hulle lewe sowel in kerklike as nie kerklike sfere ingerig het. En nou weet ons dat ook die geloftes wat in ons land afgelê is vanuit daardie verbondsperspektief na vore gekom het. Dis die eerste. Die tweede is dat die verbondsidee is teologies baie sterk beklemtoon deur die reformatoriese teoloë, en ons weet dat veral die skatboek van Ursinus, wat so wyd in ons voorvaderkringe gelees is, en veral in gereformeerde kring gebruik is as 'n handleiding of 'n dogmatiek om die Bybel te verstaan, groot invloed histories uitgeoefen het. Vir doeleindes van ons gesprek en om jou vraag te beantwoord vanaand, François, wil ek begin met 'n opmerking oor die bekende skrywer W.A. de Klerk. W.A. de Klerk skryf by geleentheid die goue draad van die Suid-Afrikaanse geskiedenis sedert die einde van die 1700s loop hand aan hand met die botsing van kulture binne die konteks van, sê hy, enerzijds die Calvinistiese etiek en anderzijds
die die ongeloofsperspektiewe van die inheemse volkere. Die Calvinisme wat met die koms van Jan van Riebeeck na die Kaap gekom het, skryf de Klerk, is verder verstewig deur die koms van die Franse Hugenote in 1688. En dan sê hy die samebindende krag wat die volksplanters uit verskillende Wes-Europese lande saamgebind het, was die Calvinistiese etiek. En hier wil ek graag 'n aanhaling gee van wat de Klerk met die Calvinistiese etiek bedoel. Hy sê, here they were, a group of West European people, a mere fragment, which had found itself sharing not only a common landscape, but also a common cause. What bound them together in the deepest sense was the Calvinist ethic. True enough, they had long since ceased to find a free intellectual discussion going on around them concerning this matter. Yet, rather strangely, the Calvinist tradition had remained alive. Sluit die aanhaling. Die elemente wat volgens de Klerk die aard van die eiesoortige Calvinisme, wat sedert die volksplanting in ons land wortel geskiet het, François bepaal, sê hy was die synode van Dordrecht van 1618-19, en dan sê hy die opkoms van die Puriteinse lewenshouding en die nuwe Calvinisme van Kuyper, Dooyeweerd en ander wat van Nederland na Suid-Afrika oorgewaai het. En dan, dis trouwens opmerklik hoeveel klem de Klerk plaas op die Puriteinse invloede in ons vaderland. Hy gaan so ver om sonder 'n omhaal van woorde die historiese dinamiek van die Calvinisme in Suid-Afrika nie in Frankryk, Nederland of Skotland te vind nie, maar in die Anglo-Saksiese wêreld, sê hy. Hy sê, the demands of Calvinism from the start had been rigorously, uncompromising and urgent. It naturally attracted the temperamentally active, being like a great fine-meshed seine netting, its most valuable haul in Anglo-Saxon waters. Sluit die aanhaling. En dan gaan hy voort om die Calvinisme wat in ons land ontwikkel het, van die historiese ontwikkelinge in Nederland, Frankryk en Skotland afhanklik te maak. Onder andere verklaar de Klerk sy simpatie, en dis die tweede belangrike aspek wat hy nou na vore haal, beklemtoon hy sy simpatie met die remonstrante, wat in die stryd teen die autentieke Calvinisme in Nederland leiding ervaar het. En onmiddellik gaan hier al 'n rooi lig op, naamlik dat hy die vrysinnigheid van die remonstrante as deel van hierdie ontwikkelingsproses beskou. Ek sal net nou iets meer daaroor sê. Die koppeling van 'n nasionalistiese gees met die Calvinisme wat in Suid-Afrika na vore gekom het, vind de Klerk in die Britse Puriteinse denke van die 17de eeu, met ander woorde die 1600s. En ek haal aan. From the point of view of the modern Afrikaners too, the transition from a God-fearing but also deeply patriotic group to a militant, often nationalist radicalism, leading eventually to a new despotic rule, found its original model in the history of the English political saints of the 17th century. Sluit die aanhaling. Die merkwaardige in de Klerk se aanbieding is die feit dat hy benewens die remonstrante en daardie vrysinnige lyn wat deur die remonstrante verteenwoordig word, ook die verligte Engelse filosoof John Locke as verteenwoordiger van die positiewe, skepende en permanente elemente in die Calvinisme beskou. En François, ek verwys nou spesifiek na de Klerk se interpretasie, omdat soveel van ons Afrikaners in hierdie land juis vanuit reformatoriese en meer spesifiek gereformeerde dampkring nie weet wat met Calvinisme bedoel word. En tweedens, dat die sentrale verbondsidee wat in die Calvinistiese teologiese en lewenswêreldbeskoulike fasette na vore kom, eenvoudig nie gesnap word. Dit is voorts ook interessant dat de Klerk die verbondsidee van die Calvinisme tot die gereformeerde denke in die jong kolonie van Amerika terugvoer. En dit wat hy as the true culmination of the greater Anglo-Saxon Revolution beskryf. Nou vergin my om te sê dat de Klerk se tipering van die verbondsidee as synde 'n verligte kontraktuele struktuur
wat vanuit die Anglo-Amerikaanse wêreld tot ons gekom het, radikaal verskillend is van die Bybelse verbondsidees soos wat dit in reformatoriese kring en dan veral in gereformeerde dampkring in Suid-Afrika ontlyk het. En ek kom later op hierdie aspekte terug. De Klerk kom dan tot die gevolgtrekking dat die Afrikaner volk lewens- en wêreldbeskoulik sterk op die Puriteinse gees terugval en dat die beleid van afsonderlike ontwikkeling, sê hy, uiteindelik juis uit hierdie gees voortgekom. It would be far better to understand it all, sê De Klerk, not as an isolated phenomenon in a very strange society, but as an essential part of the general picture of Puritan man, willing power but at the same time seeking divine approval. The way to this is the ideal of social and political organization. Ons vind dus dat De Klerk sowel misplaaste omskrywing van die Calvinisme gee as die lewens- en wêreldbeskoulike invloede wat beslag gegee het aan die Afrikaners sedert die volksplanting, maar dan dat hy ook terselfdertyd met 'n misplaaste siening van die verbond na vore kom. Ter konklusie kan ons op hierdie punt net sê dat De Klerk die Afrikaner se sosio-politieke ideaal as 'n evolusie van politieke fundamentalisme uit die Puriteinse mutasie van die Calvinisme beskryf. De Klerk aanvaar dus dat die Puriteinse Calvinisme die agtergrond van die Afrikaner se lewens- en wêreldbeskouing vorm. En dit juis beklemtoon François die uiterste belang van die identifisering van die grondslae van die Afrikaner se denke, vanaf die volksplanting, die wortels daarvan, en die feit dat hierdie wortels beslag gegee het aan 'n lewens- en wêreldbeskouing wat lynreg staan teenoor dit wat W.A. de Klerk intertyd in sy boek aangebied het. Ek wil verwys na Tosius, professor J.D. de Tooy. Hy beskryf die Calvinistiese agtergronde van ons volksgeskiedenis teen die agtergrond van die Nederlandse herkoms van ons volk en die aanvulling wat dit vanuit Hugenote afstamming gehad het. Die tipe mense wat na Suid-Afrika gekom het, sê hy, was van goeie burgerlike families afkomstig. 'n Klas van mense onder wie die Calvinisme geaard het en wat die beste grondstof gevorm het om nasies mee te bou. Volgens Tosius het die aankoms van die volksplanters aan die Kaap niemand net oudheidkundige belang vir ons nie. Hulle houtskepies, skryf hy, en snaakse monderings interesseer ons nie in die eerste plek nie. Ook het hulle aankoms nie net historiese waarde nie, asof ons hulle net moet eer as die grondleggers van die blanke beskawing in hierdie wêreld nie. Nee, sê hy, ons gaan in ons gedagtes terug na 6 April 1652 en ons sien die mense land en ons is bly omdat hulle ons eie, ons bloedeie geestelike familie is. Ons eer hulle nagedagtenis omdat hulle die oorbringers was van die kostelike skat van die Calvinisme. Volgens Tosius het deur die genade van God die Calvinisme ook in Suid-Afrika heerlike vrugte gedra vir die lewenspraktyk. En wanneer Tosius dit sê, dan herlei hy die grondslae van ons volkslewe waarvan in die verbond sentraal staan, nie na die Anglo-Amerikaanse wêreld terug nie, maar na die Nederlandse geloofswêreld en die gereformeerde Nederlanders in spesifiek. Met ander woorde, ek wil sê radikaal verskillend van W.A. de Klerk se tipering vind ons hierdie stellings by Tosius. Danksy die lees van die Heilige Skrif en die kennis van die Heidelbergse Katekismus, en ek beklemtoon dit in die mededelings van Tosius, omdat juist die kommentaar op die Heidelbergse Katekismus van Ursinus die verbondsidee baie sterk beklemtoon het, waarin die groot waarhede van die skrif so duidelik gereflekteer is, ook met betrekking tot die lewenspraktyk en die prediking van die leraars en die vermaning van waardige voorgangers en ouers wat soos vaders en moeders in Israel kon optree, het ons voorouers op die regte pad volhard
en bewys gelewer dat hierdie leer, met ander woorde die gereformeerde leer, geen goddelose en sorgelose mense maak. Kortom, vir Tosius, sou ons dus kon sê, is die Calvinisme vanuit Nederland na Suid-Afrika oorgeplant in die tyd van die Nederlands-Oos-Indiese Kompanjie. Is dit of het dit bewaar gebly deur Afrikaners wat veral in die noorde van die Kaapkolonie in afsondering geleef het? Het dit met die trekkers saamgekom en het dit in die boererepublieke verder van verengelsing steeds sterk deurgewerk? Met ander woorde, Tosius beklemtoon die baie sterk Nederlandse wortels teenoor die Anglo-Saksiese idee van kontraktuele verbintenisse, soos John Locke dit intertyd in sy humanistiese staats- en politieke denke beslag gegee het. Wat die Calvinistiese houding oor die mense verhouding tot die wêreld betref, skryf Tosius verder, dat enerzijds daar vir die Calvinis die ganse ryke wêreld is wat as sy werkterrein dien, dat hy hom nie skroomvallig hoef af te sonder nie, en dat hy dus ingaan tot die lewe in sy bonte menigvuldigheid, met ander woorde aktief, opbouend, werkend, kerstende. Anderzijds leef daar by die Calvinis die erns waardeur hy gedurig rekening hou met die mag van die sonde. Met ander woorde die besef dat die mens tot niks in staat is nie, tot niks goeds in staat is nie, niks goeds uit homself kan voortbring nie, behalwe deur die genade van God. Weereens die baie sterk Nederlandse gereformeerde begronding wat Tosius beklemtoon. Alhoewel beide de Klerk en Tosius na die Calvinisme verwys, is die rol en uiteindelik ook die lading wat daardeur gedek word vir hulle verskillend. Vir Tosius word die Calvinistiese inslag van die Afrikaner deur sy gereformeerde erns gekenmerk, terwyl de Klerk die Puritanisme as sodanig as voedingsbron van die Afrikaner se ideologiese opvattings beskou. Die eerste vraag is dus wat die aard van die Calvinisme was wat hier te lande wortel geskiet het en as selfstandige lewenssysteem ontwikkel het. Die tweede vraag is welke faktore invloed op die ontwikkeling van die Calvinisme in ons volkslewe uitgeoefen het en op watter wyse hierdie invloede tot die ontstaan en ontwikkeling van 'n eie soortige Calvinistiese lewenshouding bygedra het. Mag ek op hierdie punt byvoeg dan, François? Hier kom die Bybelse verbondsidee sterk na vore. Daardie persoonlike intieme band tussen God en sy uitverkore kinders. En dat dit die rigsnoer was op grond waarvan die Calvinisme in Suid-Afrika gedei het en sy eie soortige beslag gekry het. En dan is dit voorts ook 'n belangrike vraag, tot watter mate die Calvinisme hier te lande binne die breë stroom van die reformatie aansluiting by ander reformatoriese strominge gevind het. Met ander woorde, nie net die denke van Calvin nie, maar ook ander reformatore soos Beza, soos Bullinger, Zwingli en ander hier groot invloed uitgeoefen het deur die geskrifte wat deur die stamvaders en moeders na ons land gebring is. En ten einde hierdie vraag wat ek gestel het te kan beantwoord in ons reeks oor die verbond, is dit nodig om die historiese kontoure van die ontwikkeling van die Calvinisme as lewenssysteem in ons volkslewe geskoei op die Bybelse verbondsidee te ondersoek. En dit vereis 'n analise van die belangrikste historiese gebeurtenisse wat in die verskillende fases van ons lands- en volksgeskiedenis die gang van die Calvinisme bepaal en gevorm het. 'n lang antwoord, François, en 'n antwoord op 'n moeilike vraag wat jy gestel het. Nou prof, jy het 'n bietjie daarna verwys dat die Puriteine, hulle was mens kan sê 'n dogters beweging wat voortgevloei het uit die reformatie van die 1500s. En die punt wat u maak is dat ons Afrikaner denke is nie 'n dogter van daardie denke nie. Ons is 'n dogter van die oorspronklike autentieke reformatie. Ek dink jammer Frans, so ja, ek dink jy slaan die spyker op die kop. Dit is natuurlik so dat daardie regsinnige Puriteine se geskrifte
ook weliswaar 'n suidelingse invloed uitgeoefen het. Ons dink byvoorbeeld hier aan die werke van 'n skrywer soos Jonathan Edwards, wat ook in Nederlands vertaal is op 'n vroeë stadium, en dat die Puriteinse geskrifte wat geskoei was op die gereformeerde beginsels, ook in Nederlands vertaal is, maar dit was nie die hooflyn waaruit ons volkslewe sy lewens- en wêreldbeskoulike oortuigings en ten diepste sy belydenis geput het nie. Nou tot watter mate was hierdie autentieke reformatie dan die grondslag van ons volk se kalvinistiese lewensopvatting? Herman Bavinck, die bekende gereformeerde dogmatikus, skryf van die verskil tussen die Duitse en die Switserse reformatie byvoorbeeld, dat die onderskeid tussen land en volk, waar onderskeidelik Luther en Zwingli opgetree het, die verskil in afkoms, opvoeding, karakter en lewenservaring daartoe meegewerk het dat die twee reformatoriese strominge uiteengegaan het. En ek noem hierdie ontwikkeling sodat ons 'n duidelike beeld kry van die reformatoriese strome wat uiteindelik saamgevloei het en met die volksplanting in 1652 rigtinggewende invloed op ons volkslewe begin uitoefen het. Sedert 1529 het die verskille tussen die Lutherse en die Switserse reformatoriese strominge al hoe groter geword, sodat mettertyd ons sou kon sê dat daar wesenlike verskille met betrekking tot grondslag en inslag tussen die Lutheranisme en die Switserse reformatore ingetree het. Bavinck vat die verskille, die kernverskille tussen hierdie twee benaderings soos volg saam. Hy sê, die gereformeerde blyf nie in die historie staan. Die gereformeerdes hou nie net aan die geskiedenis vas nie, maar klim op tot die idee, tot die ewige besluit van God. Die Lutherse neem sy standpunt midde in die raad van God in. By die gereformeerdes is die verkiesing, die cor ecclesiae. By die Lutherse is die regverdigmaking, die articulus stantis et cadentis ecclesiae. Met ander woorde, daar is twee verskillende en onderskeibare beginsels wat stiekrag aan hierdie twee reformatoriese tradisies gegee het. Die interessante is egter dat ook binne die gereformeerde protestantisme daar verskillende rigtings en stromings na vore getree het, wat mettertyd ook verder uiteengegaan het. Die rede hiervoor is deels te vind in die feit dat die gereformeerde kerk nie net slegs tot een land en volk beperk was in die tyd van die reformatie nie, maar dat dit onder verskillende volkere in verskillende lande posgevat het. Dis nie in een enkele belydenis vervat nie, maar het in talle belydenisskrifte tot uitdrukking gekom, en daar was weliswaar klein beklemtoningsverskille tussen hulle, alhoewel die hoofgedagtes dieselfde was. Maar dit het ook 'n invloed op die karakter en die teologiese oortuigings in die onderskeie Wes-Europese volkere tot gevolg gehad. En dis waarskynlik die rede waarom die gereformeerde protestantisme in die loop van die 16de eeu spoedig in verskillende tradisies, hoewel ooreenstemmend wat grondslag en uitgangspunt betref, maar verskillend in beklemtoning en fokus uiteengegaan het. En mag ek net hier sê, François, dat ons daarteen moet waak om nie hierdie beklemtonings en hierdie onderskeie fokuspunte tot radikale verskille te verhef nie. Oor die kernbeginsels was daar eensstemmigheid. Eerstens was daar wat die Switserse reformatie betref, en ek gaan nou spesifiek na die Switserse reformatie verwys. Omdat die VOC wat destyds die oktrooi ontvang het van die Staten-Generaal in 1601 om die oorseese kolonies vir ekonomiese doeleindes op te rig, ook opgetree het as verlengstuk van die klasses van Amsterdam, en dat die gereformeerde leer deur die VOC amptelik bevorder sou word. En nou is dit interessant dat onder daardie boeke wat die sieketroosters in hulle skeepskiste moes hê, daar onder andere juis ook die werk van Heinrich Bullinger, sy bekende Decades, of dan sy preekbundel was. En daarom het ook die Switserse reformatie 'n groot invloed gehad in die tydperk
voorafgaande aan ons volksplanting binne die kring van die Nederlandse gereformeerdes. In die Switserse reformatie, wat onder die invloed van Zwingli die ontwerp gebied het waarbinne die verskillende strominge van die reformatie later sou tuiskom, was daar ook verskeidenheid van ander teoloë wat het sy meer na die Switserse reformatore geneig het, anderzijds meer na die Calvinistiese reformatore verwys het, maar wat binne daardie dampkring dieselfde beginsels en dieselfde beklemtoninge met verwysing na die sentrale rol van die Bybelse verbondsidee na vore gebring het. Met ander woorde, die Bybelse verbondsidee was 'n samebindende faktor van die verskillende reformatoriese lyne wat uiteindelik saamgevloei het, ook binne Nederland en uiteindelik ook by ons aan die Kaapse volksplanting. En na Zwingli se dood was Heinrich Bullinger die belangrikste figuur wat die Switserse reformatie sy voortgang gegee het. Deur middel van die eerste en die tweede Switserse konfessies het Bullinger die teologiese eenheid van die gereformeerde protestantisme bewaar. En mag ek byvoeg dat Heinrich Bullinger as reformator 'n baie belangrike rol gespeel het, juis om die onderskeie verskil in beklemtoninge nader aan mekaar te bring. En vir daardie doel het hy juis die verbondsidee baie sterk beklemtoon. Die bekende skrywer Win Baker gaan so ver om te skryf dat gedurende sy 45-jarige leierskap van die kerk in Zurich die statuur van Bullinger onoortreffelik was. Behalwe vir die aansien natuurlik wat Calvin uit die aard van die saak veral in Nederland en elders geniet het. Die belangrikste redes vir Bullinger se rol in die Switserse reformatie, François, was sy omvattende publikasies oor teologiese onderwerpe, sy uitgebreide korrespondensie wat hy met talle vooraanstaande kerklike en politieke leiers in Europa gevoer het, en sy deelname aan die dogmatologiese debatte van die tyd. En die uitstaande kenmerk van Bullinger se reformatoriese denke was sy beklemtoning van die verbond tussen God en mens. Weliswaar het ons dit natuurlik ook by Calvin gehad, maar by Bullinger het dit 'n sentrale sleutel van sy teologie gevorm. En Calvin het uiteraard ook ander beginsels baie sterk beklemtoon. Die Bybelse uitverkiesings sleutel, die Bybelse soewereiniteit van God sleutel, die sleutel van God se alomteenwoordigheid en so meer en so meer. Maar Bullinger se klem op die verbondsidee het in reformatoriese kringe 'n sentrale versamelpunt geword waar rondom die reformatore in belydenis en uiteindelik ook in standpuntinname teenoor dwaalleringe soos die Arminianisme sterk met mekaar ooreengestem het. Die verbond is vir Bullinger die wyse waarop God met sy volk in die geskiedenis omgaan, met beloftes en eise, seëninge en gerugte, sodat die verantwoordelikheid van die mens in die omgang met God tot sy reg kom. En om hierdie rede konkludeer die skrywer Jonker dat Bullinger veel meer histories as Calvin gedink het. Met ander woorde, Bullinger lê veral binne die heilshistoriese konteks van die Ou Testament die klem op die verbond. En daarom, sê hy, is die lewe van die kerk nie direk in die lig van die ewigheid geplaas, soos dit noodwendig vanuit die uitverkiesing moet geskied nie, maar dit, volgens Jonker, verstaan as die weg wat God met sy kerk in die geskiedenis gaan. En mag ek sê dat hierdie tipering was 'n baie belangrike faset ook van die teologiese denke van die volksplanters toe hulle aan die Kaap gekom het. En met besondere verwysing ook na die Ou Testamentiese geskiedenis. God se omgang met sy volk in Ou Testamentiese tyd. En daarom het daardie lyne 'n baie sterk prominensie gehad nog tot in die Boererepublieke. Byvoorbeeld president Paul Kruger in sy redes by sy amptsaanvaarding vanaf 1883 het telkens verwys na sy belewenis van God se teenwoordigheid in die volkslewe
en in die geskiedenis van die groot trek. Ek gaan net nou verder daaroor gesels. Calvin het nie daardie selfde klem aan die historiese omgang van God met sy volk gewy nie. Met ander woorde, hy het nie uit en uit die historie so sterk beklemtoon nie. En dit lei dan daartoe dat Jonker te konkludeer dat die denke vanuit die ewigheid inderdaad by Calvin 'n groter rol as by Bullinger speel, en daarom het die verbondsidee van Bullinger so sterk inslag gehad, sowel in Zurich as in ander lande wat onder die geklank van die woord en die verkondiging van die woord deur reformatoriese teoloë hulle self bevind het. Die gevolg was die ontwikkeling binne die gereformeerde protestantisme van verskillende beklemtoninge van die verbond, wat die gereformeerde kerke deur die eeue begelei het. In sommige tydperke vind ons 'n sterker klem op die verbond, in ander tye vind ons minder klem daarop. J. Wynne Baker konkludeer dat Bullinger wel deur Zwingli se verbondsdenke beïnvloed is, maar dat hy tog wel sy eie weg opgegaan het. Onder andere die beklemtoning by Bullinger van die bilaterale aard van die verbond en sy standpunt dat die Nuwe Testament niks anders is as die interpretasie van die Ou Testament nie. En mag ek byvoeg, François, daardie treffende verwysings van jou in Genesis na die verbond, wat uiteindelik dan ook sy beslag kry in Genesis 15, waar God die verbond met Abraham sluit. Juist daarby het Bullinger aansluiting gevind en dit uitgelig as 'n prototipe van God se omgang met sy volk. Uit hoofde van die uitgebreide werk wat Bullinger binne die verband van die Switserse reformatie gedoen het, is Bavinck se stelling dat eers Calvin se organiserende en sistematiese gees aan die reformatie sy beleide en vaste organisasie gegee het, 'n onmiskenbare onderskatting van die bydrae wat Bullinger in hierdie verband gelewer het, en dat dit ook 'n invloed op die Calvinistiese denke gehad het wat die verbond baie sterk na vore gebring het. Ek wil vervolgens, François, iets sê oor die werk van Calvin, die deurslaggewende rol wat hy gespeel het in die ontplooiing van die reformatie vanaf ongeveer 1530, in besonder 1536 toe sy institusie die lig gesien het. Dit was veral sy institusie wat 'n reuse bydrae tot die verbreding en verspreiding van die gereformeerde protestantisme gelewer het. Die dogmatiese inslag van Calvin se gereformeerde denke het weldra 'n invloed uitgeoefen op die standpunte van Beza, sy Tractatus Theologiae 1570, Petrus Martyr Vermiglius se Loci Communis van 1576, Musculus se Loci Communis 1560 en 1567 en Aretius se Theologiae Problemata van 1579. Hier vind ons 'n baie mooi voorbeeld van die voortgang van die Calvinistiese reformatie, maar waarin die verbond toenemend ook beklemtoon word. En spoedig brei Calvin se invloed ook na Frankryk uit. Sy institusie van 1536 draai byvoorbeeld aan Frans die eerste op en word sodoende 'n sleutelfiguur van die Franse reformatie. En die vertaling van sy werk in Frans lei daartoe dat talle teoloë deur Calvin se dogmatiese invloed, se insigte beïnvloed word. Ons vind dus 'n samevloeiing van teologiese strominge in die reformatie en waar dit wederzijds bevrugtend op mekaar inwerk en let wel nie skeidend nie. Reeds voor die tweede helfte van die 16de eeu vind die invloed van Calvin ook in Nederland neerslag. Reeds in 1560 word die institusie van Calvin in Nederland vertaal en verskeie Nederlandse geleerdes volg die lyn van Calvin. Mag ek hulle spesifiek hier noem vir diegene wat graag hulle werke onder oë wil kry. Dathenus, Guido de Bres, Modet, Marnix van Sint-Aldegonde, Casper Heidanus en so meer. Talle Nederlanders wendel in die loop van die 16de eeu na Genève en Heidelberg vir hulle opleiding, maar reeds in 1575 word 'n akademie te Leiden opgerig en in 1585 een te Franeker, waar die teologiese denke van hierdie
verbondsteologie as een van die vrugte van die gereformeerde denke in Nederland beslag kry. Maar die leer van Calvin het ook in Engeland en Skotland inslag gevind. En vanweë die vervolginge wend talle gereformeerdes hulle na die Europese vasteland en kom sodoende met die leer van Calvin, Bullinger, Beza, Mater-Vermigli en ander in aanraking. Die vervlouing van die autentieke Calvinisme lei tot 'n ewige stryd van Calvin-gesindes om die leer van die uitverkiesing te handhaaf teen die verligte standpunte wat met die verloop van tyd na vore kom. En teen die einde van die 16de eeu was dit veral William Perkins en William Whittaker, beide te Cambridge, wat poog om die leer van die uitverkiesing teen hierdie mensgerigte teologie te handhaaf. En soos ons weet, deur die toedoen van John Knox, John Craig en ander, is die inslag van Calvin se denke in Skotland sterk gehandhaaf. En mag ek dit beklemtoon, François, dat dit is juis waar W.A. de Klerk die pot missit. Naamlik dat daardie Puriteinse denke ook grootliks vanuit die reformatoriese denke na vore gekom het. Daaruit voortgespruit het. En nie vanuit daardie verligte denke wat uiteindelik by John Locke en ander humanistiese manifestasies na vore gekom het. In Duitsland en die grensgebiede van Nederland en Switserland, waar baie van ons stamvaders en moeders vandaan kom, was die protestantse kerk en gereformeerde teologie in sommige gebiede minder afhanklik van die denke van Calvin, maar oorwegend wel in ander gebiede. Die gevolg daarvan was 'n protestantse rigting wat meerendeels sy eie karakter vertoon, soos blyk uit die inslag van die Heidelbergse Katekismus, die teologiese denke van Parius, Ursinus, Olivianus, Hyperius, Boquinus, asook die van A. Lasco. Dit was in hierdie teelaarde waar die verbondsidee van Heinrich Bullinger vrugbaar neerslag binne gereformeerde kring gevind het. En ons sou hierdie teologiese invloede mettertyd ook in die gang van die gereformeerde denke aan die Kaapse volksplanting as rigtinggewende pylers vind. Beide gereformeerde strominge, met ander woorde die Calvinistiese denke autentiek en die Switserse reformatie van Zurich, die verbondsteologie van Bullinger autentiek, sou mettertyd beide 'n rigtinggewende rol in die Kaapse volksplanting speel. Dit as 'n aanduiding van die kompleksiteite wat ons in aanmerking moet neem, François, om nie in die simplistiese tipe van interpretasies waaraan W.A. de Klerk hom skuldig gemaak het, te verval nie. En dan vervolgens, afhangende van die volgende vraag wat jy het, sou ons dan ook kon gesels oor die voortsetting van die reformatie en dan veral die ontplooiing van die reformatoriese beginsels binne die nadere reformatie denke. Professor, toe ons nou hierso na die volksplanting hier in die 1700s, veral in Europa het die geloof het vervlou en toe die verligting nou plaasgevind en die Franse revolusie het gekom en so rukkie na die Franse revolusie was daar teoloë in Nederland wat gesê dat dit 'n godswonder was dat die riviere gevries het en die Franse Nederland kon binneval en dat daardie revolusie toe ook daar by hulle kon uitkom. So mense kan sien dat hierdie humanistiese, mensgesentreerde verligting, dat dit selfs verwelkom is. So, toe, nadat hierdie dinge nou gebeur het, het die gelowiges in Europa het begin nadink daaroor, hoe moet hulle daarop reageer, en toe het ons die nadere reformatie gekry. Nou hierdie nadere reformatie het ook invloed op ons hier in Suid-Afrika gehad, ten goeie. So as u miskien net vir ons 'n bietjie rondom dit kan uitbrei, hoe dit ons denke hier in Suid-Afrika onder die Afrikaners beïnvloed het. François, hierdie vraag wat jy nou stel, hoop ons so van harte, moet eintlik in elke gereformeerde huis en in elke gereformeerde kring en in elke gereformeerde gemeente gevra word. Want dit was juis die nadere reformatie waarin
hierdie baie intieme, noue verhouding tussen God en sy uitverkore kinders in terme van die verbond so sterk beklemtoon is. Die nadere reformatie was eintlik die vaartuig wat hierdie verbondsteologiese perspektief binne gereformeerde kring voortgesit het. En ek sê dit teen die volgende agtergrond. Reeds teen die einde van die 1500s het talle gereformeerde teoloë na vore gekom wat gepoog het om die beginsels van die autentieke reformatie voort te sit en wetenskaplik te ontwikkel teenoor al die dwaalleer wat toe begin posvat het. Ons moet onthou dat die renaissance vanaf ongeveer 1500 in 'n radikale linkse sekulêre stroom uitgeloop het, wat veral deur René Descartes en die beklemtoning van die wetenskaplike denke ook die teologiese denke van die tyd op sleeptou geneem het. En dit was juis persone soos Bater Vermigli, Junius, Zanchius wat gepoog het om die autentieke reformatoriese beginsels te handhaaf. In die geval van Zanchius byvoorbeeld, hy is gebore in 1516 en ek noem dit omdat ons 'n aanvoeling moet kry vir die tydperke wat ter sprake is. Hy is oorlede 1590, met ander woorde ongeveer 30 jaar na Calvin. Het hy onder die invloed van Bullinger se werk De Origine Erroris en Calvin se institusie die skolastieke metode in die wetenskap gevolg, let wel die metode, om sistematies die rol ook van die verbond te verduidelik. Tesame met die invloed van Petrus Bater Vermigli 1500 tot 1563 en Franciscus Junius 1545 tot 1602. Sou hierdie drie teoloë op grond van hulle noue kontak met sowel die denke van Bullinger as Calvin, die twee groot reformatoriese strominge in gereformeerde kring nouer met mekaar aaneensluit. Met ander woorde, die nadere reformatie neem sy aanvang juis by die noue aaneensluiting van Bullinger se klem op die verbondsidee en Calvin se beklemtoning van die alomteenwoordigheid en soewereiniteit van God en God se uitverkiesende genade. In die geleedere van die teoloë wat binne gereformeerde kring die uitbouing van die reformatoriese denke sterk bevorder het, moet ons veral die name van teoloë soos Gomarus en Voetius vermeld. Beide van hulle het sterk voortgang gegee aan hierdie twee lyne wat ons genoem het. Maar daar was ook die invloed van gereformeerde denkers soos Polyander, Valaius, Theisius en Revetus, die skrywers van die Synopsis Periodus Theologiae, asook Trigland, wat 'n lywige werk oor die gereformeerde kerkgeskiedenis geskryf het, Horenbeek te Leiden, Macrovius, Acronius, Ambrosius, Scotanus, Bogerman, Kloppenburg, Arnoldus de Franeker, Ravensberger, Alting, Mauritius te Groningen, Isenius, Maastricht, Leidekker te Utrecht en talle ander waarop hulle ook invloed uitgeoefen en wat ook met die verloop van tyd meegewerk het tot die uitbouing van die oorspronklike reformatoriese denke en die reformatoriese belydenis. Maar dit was veral die werk Synopsis Periodus Theologiae wat in gereformeerde kring die grondslag van die reformatie aan die begin van die 17de eeu ideologies versterk het. Na my mening was dit juis hierdie werk, die Synopsis, wat die aanvang van die nadere reformatie kenmerk. 'n Skitterwerk, wat mag ek byvoeg, in ons tyd baie min gelees word, ook tot, ek dink, groot, en later groot leemte ook in die gereformeerde denke van ons eie mense. Alhoewel die opset daarvan teologies is, en nie antropologies nie, soos wat die verligte denkers beklemtoon het nie, het die inhoud daarvan op alle terreine van die reformatoriese denke groot invloed uitgeoefen. Die uitgangspunte van die Synopsis het eintlik die beslag gegee aan die vertrekpunte van die nadere reformatie. En wat was dit? Die eer van God op alle terreine van die lewe en die noue verhouding waarin God se uitverkore kinders tot hom staan. Omdat God die vertrekpunt van die teologiese denke is,
is alle ander fasette aan die locus Dei Deo, met ander woorde, aan God en God se wil en God se almag en God se uitverkiesende genade ondergeskik. En God se doel met die skepping was dat sy skepsele sy naam sou verheerlik. Met ander woorde, die fokus nie op die mens nie, maar op die verheerliking van God. Volgens sy voorsienigheid lei God in die tyd alles na een doel, naamlik na sy eer. Die doel van die leer van die voorsienigheid en sonde is die eer van God, waarmee die heil van die uitverkorenes verbonde is. Die skepping van die mens na die beeld van God beoog die mens se saligheid en weer eens die eer van God. Die prediking van die evangelie strek tot ewige lof van die goddelike barmhartigheid wat met die geregtigheid van God verbonde is. Die uitverkiesing dien tot betoning van God se barmhartigheid en tot lof van sy roemvolle genade. Die oogmerk van die vleeswording van die Seun van God was die betoning van God se regverdigheid en die lof van sy barmhartigheid. Ek wil dit beklemtoon, François, omdat daar skrywers is wat soms daartoe neig om die sentraliteit van God as vertrekpunt van by woordverkondiging in wetenskapsbeoefening in die kerklike lewe eintlik af te buig na die mens, naamlik na die mens se verhouding tot God, terwyl dit in die eerste plek hier gaan oor God se verhouding tot die mens en dat alle eer aan God alleen toekom. Die gereformeerde karakter van die sinopsis kom voorts na vore uit die sintetiese opbou van die onderskeie disputasies. Nie die saligheid van die mens en die oorsprong, middele en doel daarvan is die dryfveer tot die samestelling daarvan. Ek wil hier 'n paar voorbeelde noem. Die eerste disputasie handel oor die teologie. Daarna word die woord van God as prinsipe en fondament van al die leerstukke genoem. Vervolgens word gehandel oor God, sy wese, sy werke in die skepping, verlossing en weldade in Christus, waarby alles uitloop op die laaste oordeel en die volëinding van die wêreld. En vir 'n hele geslag studente in die gereformeerde teologie was die leerboek, naamlik die sinopsis, die basiese bron van insig in die gereformeerde leer. Totdat die Kartesiaanse filosofie, met ander woorde die filosofiese denke van die verligter René Descartes, die invloed van gereformeerde bronne soos die sinopsis verdring het. Met ander woorde, nie meer die eer van God nie, maar nou die autonomie van die mens. Nie meer die wil van God nie, maar die rede van die mens. Nie meer die weldade en genade van God nie, maar nou die uitvindsels van die mens. En die mens se vermoë om self sy lot deur middel van die wetenskap te bepaal. Teen die einde van die 16de eeu het die autentieke reformatie reeds groot dele van Europa en Engeland onder sy invloedssfeer gehad. In reformatoriese kringe daar teen die einde van die 16de eeu 'n breë onderskeid bestaan tussen diegene wat die volstrekte uitverkiesing van die mens deur God gehandhaaf het en diegene wat die verbondsverhouding tussen God en mens sterk beklemtoon het, en aan die ander kant diegene wat die mens as vertrekpunt, die mens se soewereiniteit as vertrekpunt, die mens se denke as vertrekpunt geneem het. En hierdie onderskeie groeperinge sou met die verloop van tyd radikaal teenoor mekaar te staan kom. Ons vind dus dat in die loop van die 17de eeu, met ander woorde die 1600s, daar 'n konflik tussen die reformatoriese denke soos dit in die nadere reformatie na vore gekom het, enerzijds, en die Kartesiaanse denke van die sentraliteit van die mens se autonomie, dat daar 'n skerp spanning en stryd tussen hierdie twee denklyne, veral in Europa, na vore gekom het. En die sleutel daarvan, wat ek wil sê, die fokus daarvan was, dat in die geval van die verligte mensgerigte teologiese en wetenskaplike denke, die verbondsidee uitgeskuif is, en dat die mens nou sentraal gestel is, en dat die mens sy eie heil kan uitwerk. En dat daaruit die hele idee van die sosiale kontrak na vore gekom het. Terwyl in die geval van die verbondsidee word daar konsekwent deur die reformatore en die nadere reformatore beklemtoon
dat die mens geen kontrak met God kan sluit nie. Dat die mens uit homself niks goeds kan doen. Geen voorwaardes van geen kontrak kan nakom. Maar dat God van sy kant met die mens 'n verhouding sluit en die mens ook die geloof en die krag en die genade gee om in daardie verbond te lewe. En dit bring ons dan by 'n volgende belangrike punt waarvan ons moet kennis neem in die aanloop tot die Kaapse volksplanting, en dit is natuurlik die uiteenlopende lewens- en wêreldbeskouings wat in Nederland spesifiek, maar ook in ander Wes-Europese lande posgevat het en wat die gereformeerde denke onder baie sterk druk sou plaas. Ja, professie, miskien kan dan uitbrei oor hierdie divergensie wat toe nou plaasgevind het en al die implikasies daarvan. En ek weet as ek van die boeke wat ek van professor Spoelstra gelees het, sê hy dat dit was eintlik 'n godsgenade dat die Afrikaners na die binneland toe getrek het, want dit het ons soort van 'n bietjie geïsoleer van al die verwikkelinge en dinge wat in Europa gebeur het en ons eintlik beskerm. Maar goed, éventueel het dit ons tog ook beïnvloed. So as u miskien oor daai divergensie miskien 'n bietjie net kan uitbrei. François, dit is baie belangrik dat ons hiervan kennis neem. Ons sou ook ons sê die feit dat die Kaapse volksplanting in 1652 onder die gloed en die vuur van die reformatie hier plaasgevind het, was louter genade van God en nie deur die werksaamheid van mense. Dit was 'n absolute godsbestuur. Dat daardie verligte strominge wat toe al in Nederland sterk na vore gekom het, juis nie hier neerslag gevind het by die aanvang van die volksplanting. Teen die begin van die 17de eeu, met ander woorde die begin van die 1600s, sou een van die grootste konflikte in reformatoriese geleedere na vore kom. Toe Jacobus Arminius saam met die Lutherse teoloë die standpunt van Calvin oor die uitverkiesing verwerp het. Arminius se standpunte oor die uitverkiesing het in Holland tot grootskaalse twis en meningsverskil aanleiding gegee. Vanuit die geleedere van die Calviniste het Franciscus Gomarus homself baie sterk teen Arminius opgestel en die standpunt van Calvin oor die uitverkiesing met oortuiging verkondig. Die stryd wat tussen die Arminiane, of dan die remonstrante, en die Calviniste, oftewel die kontra-remonstrante ontketen is, sou uiteindelik by die synode van Dort tot 'n oortuigende oorwinning vir die Calviniste lei. Daarmee is die invloed van die Arminiane in die teologie en ander wetenskappe egter hoegenaamd nie uitgeskakel nie. En wanneer ons na die werke van nadere reformatore soos Wilhelmus A. Brakel, soos ook andere van die Nederlandse nadere reformatoriese skrywers kyk, dan sien ons dat daar telkens hierdie vonkies van Arminianisme weer opbloei en dat daar 'n deurlopende stryd in die 1700s in Nederland was. In die geleedere van die Arminiane het prominente geleerdes soos Hugo de Groot 'n bydrae gelewer in 'n poging om die verskillende Christelike kerke op 'n breë Christelike basis te verenig. Met ander woorde, daar was 'n groep van hierdie Arminiane onder die invloed van Hugo de Groot, wat soos ons weet, ook een van die groot regskrywers van die 1600s was, wat uiteindelik daartoe aanleiding gegee het dat 'n standpunt posgevat het in verligte kringe van 'n sogenaamde breë Christelike basis, met ander woorde, dat daar nie aanstoot gegee mag word teenoor nie reformatoriese denkers nie. De Groot was 'n filosoof van formaat, wat gepoog het om die opperheerskappy van Aristoteles in die wysbegeerte minder te maak. En in dieselfde dampkring as De Groot was daar ook skrywers en filosowe soos Samuel Pufendorf, Christianus Thomasius, en hulle het as hervormers van die wysbegeerte spoedig op die voorgrond getree en probeer om die sogenaamde skerp kante van die gereformeerde belydenis af te bytel. As gevolg van die invloede wat van hierdie kringe uitgegaan het, het die Aristoteliese wysbegeerte met die verloop van tyd sy invloed verloor. Die peripatetiese wysbegeerte het aan die meeste universiteite groot invloed gehad
En met die peripatetiese wysbegeerte bedoel ons dan die opkoms van die verligte denkers, wat as gevolg van die wondere wat so is daar geskryf, deur die wetenskap na vore gebring is, die wetenskapsideaal baie sterk bevorder het. As gevolg van die opkoms van René Descartes, met sy opvatting van cogito ergo sum, naamlik die oppergesag van die menslike rede, en die invloed van die skrywer Gassendi, het die vrysinnige denke al sterker inslag ook in Christelike kringe gekry. As gevolg van hierdie invloede het die klem op die empirisme en scientialisme in die wetenskap 'n bloeityd binne gegaan. Met ander woorde, dit gaan nie meer oor die oortuigings wat uit die skrif gehaal word as leidinggewende rigsnoere vir die mens se lewe nie, maar dit wat met die mens met sy verstand en met sy rede na vore bring en wat hy met sy sintuie as waar kan bewys. Alhoewel die navolgers van Descartes meer was as die van Gassendi, het die invloed van laasgenoemde spoedig die van René Descartes oortref. En Mosheim stel dit soos volg: hierdie nuwe en skrandere waarnemer van die natuur het veel navolgers tot gevolg gehad. Die getal van die leerlinge van René Descartes was veel groter, maar die wysgeerige stelsel van Gassendi, wat juis die sentraliteit van die mens se suiwer rede beklemtoon het sterker invloed uitgeoefen. En so het uiteindelik die wetenskapsideaal ook in Nederlandse kringe in die 1700s groot en 'n stewige vasdraplek gekry. Ten spyte van onderlinge verskille tussen hierdie wysgeerige denkers, het die scientialisme, en dit het hulle in gemeen gehad, 'n sterk inspuiting uit beide van sowel Descartes as van Gassendi ontvang, en ook invloed in reformatoriese kringe gehad. En nou was dit veral die Arminianisme in reformatoriese kring wat by die scientialisme aansluiting gevind het. Uit die kringe van die Arminianisme was dit in besonder hier goede groot, wat dit op wetenskaplike terrein bevorder en die rol van die mens se natuurlike rede beklemtoon het. Aan die menslike rede ken Grotius 'n selfstandige rol toe, wat buite die rol van die skrif om die mens tot ware kennis en korrekte insig kan bring. Interessant, François. Is asof ons daai selfde stem vandag in ons eie tyd hoor. Grootliks as gevolg hiervan kan die wetenskaplike denke van Hugo Grotius getipeer word as antisinteties. Met ander woorde, hy probeer 'n radikale onderskeid en skeiding bewerkstellig tussen die Bybel en die wetenskap, vir sover dit die rol van die skrif in die wetenskap wou uitsluit. Dit was subjektivisties, omdat dit die mens se persoonlike kennis tot ware bron van insig en kennis geproklameer het. En voorts rasionalisties, vanweë die klem op die mens se rede wat buite die skrif om die mens tot ware kennis kan bring. En dan scientialisties, deurdat dit die natuurwetenskaplike metode tot algemeen geldende metodes in die geesteswetenskappe probeer bring het. Met ander woorde, die invloed van hierdie verligte geeste onder die invloed van die verligting het in Nederland ook in reformatoriese kring groot invloed uitgeoefen. En in die loop van die 17de eeu sou die rasionalisme van die scientialistiese wetenskapsideaal sy invloed mettertyd ook na die Kaapse volksplanting uitbrei en die gedagtegoed van Grotius en ander binne reformatoriese kring bevorder. Aldus vind ons reeds aan die Kaap spore van die rasionalisme in die eerste eeu en 'n half van die Kaapse volksplanting. En dit manifesteer duidelik in die denke en standpunte van die Kaapse predikant Helperus Ritsema van Lier, wat in die loop van die 18de eeu 'n belangrike rol in intellektuele kringe aan die Kaap sou speel. Van Lier was een van die vroegste Kaapse geleerdes wat ook in die wysbegeerte geskool was en selfs sy doktorsgraad in die wysbegeerte verwerf het.
En vanweë die invloed van die rasionalisme ontwikkel hy 'n teologiese wêreldbeeld gegrond op die natuurlike orde van die skepping en waaruit die einddoel van die skepping volgens hom geken kan word. En op grond van hierdie standpunte van Lier kom die skrywer Hanekom tot die gevolgtrekking dat alhoewel van Lier die determinisme afgewys het van die natuurwetenskappe, al stel hy hom in gemoede, sê hy, teen Descartes, Spinoza, Leibniz en Hobbes, ontkom hy nie aan die greep van die rasionalisme nie. Met ander woorde, hy het 'n gematigde humanistiese standpunt verkondig, maar wat sy spore ook in die vroeë Kaapse volksplanting alreeds nagelaat het. En Hanekom kom dan voorts tot die gevolgtrekking dat in die fisiese, organiese bestaan van die mens sien hy die laere element, terwyl die redelike en sedelike wese van die mens as die hoëre aangemerk word, waarin die mens as sosiale wese sy eintlike hoogtepunt en hoogste goed, by Van Lier noem hy dit die summum bonum, vind hier op aarde. En so vind ons dan by nadere ondersoek dat Van Lier in hierdie stadium van sy lewe vasgevang is in die bekende en kenmerkende driehoeks gedagtesisteem van rasionalisme, naamlik God, deug en die mens se onsterflikheid, rasioneel, rasionalisties. Dit is die mens se nalatenskap. Teenoor die Arminianisme het die autentieke reformatie na die synode van Dort al hoe sterker veld gewen. En alhoewel die Cartesianisme, dit is die navolgers van René Descartes, die voertuig was waardeur die Arminiaanse geloofsbasis uitgebrei is, het daar spoedig vanuit die kringe van die autentieke Calvinisme 'n sterk weerstand begin opbou. In Nederland het Voetius hom veral sterk teen die Cartesianisme verset. En sedert ongeveer 1639 die denkbeelde van René Descartes bestry onder die vaandel dat dit God onterend was. En mag ek net byvoeg dat die rol wat Voetius gespeel het in die eeu voorafgaande aan die volksplanting in Nederland was deurslaggewend. Die redes op grond waarvan Voetius hierdie standpunte ingeneem het hoofsaaklik verband gehou met die rasionalistiese grondslae van René Descartes se wysbegeerte. Soos hy dit self verwoord het, dat hy die een regskapen wysgeer wil worden. Beginnen moet met aan alles, selfs aan het bestaan van een opperwesen te twyfelen. Met ander woorde, dat Voetius as vertrekpunt neem hierdie lasterlike opmerking, dat in die wetenskap, as jy suiwer wetenskaplik te werk wil gaan, jy selfs die bestaan van God moet ontken. Dat die natuur of die wese van een geest en self van God in denken bestaan. Met ander woorde, dat die mense denke eintlik God is en dat die bestaan van God deur die mense rede bewys kan word. Dat die ruimte of het ydel geen daadlik bestaan heeft, maar enkel een skepsel der inbeeldinge en bygevolge de stoffe sonder palen is. Met ander woorde, as ons kan saamvat, François, dat die mens uit, deur en tot hom bepalend is vir alle waarheid, alles wat reg is, en dat die mens self langs die weg sy eie redding kan bewerkstellig. Die sukses van Voetius en sy stryd teen die Cartesianisme was so groot, dat selfs teoloë van die formaat van Revetus en Maastricht toe uiteindelik by hom aangesluit het. Wys nou net watter krag die Bybelse belydenis tot gevolg kan hê, né? En die invloed van die Cartesianisme is grootliks aan bande gelê deur die plakkaat van 30 September 1656 in Nederland oor die verhouding tussen filosofie en teologie. In gevolge waarvan onder andere bepaal is dat meerdere geloof aan die gesag van God as aan die menslike oordeel toegeken moet word. En dat filosowe hul van sodanige sake wat in die Heilige Skrif indruis moet weerhou. Voorts het hierdie plakkaat in 'n poging om die stryd wat deur die Cartesianisme op die terrein van die filosofie en die teologie ontketen is, teen te gaan, bepaal dat alhoewel die dinge wat God in sy woord van homself en van sy werke geopenbaar het, ook uit die natuur bekend word, dit nogtans veel eerder duideliker, sekerder en veiliger uit God se woord
self verstaan en begryp word as deur en uit die natuurlike rede van die mens, wat homself met die natuur besig hou. Nou terwyl hierdie stryd tussen die Calvinisme en die Cartesianisme in Nederland gewoed het, het die divergensie waarna jy verwys het, hierdie uiteenloping tussen die autentieke reformatoriese standpunte en die Arminianisme aan die begin van die 17de eeu na vore getree. En het die VOC, die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, as belangrike handelsonderneming in Nederland na vore gekom. Juis in daardie tyd. Die eerste oktrooi is deur die Staten-Generaal op 20 Maart 1602 aan die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie verleen. En alhoewel hierdie oktrooi geen melding gemaak het van enige verpligting van die VOC om die godsdienstige belange van die koloniste en inwoners van die gebiede wat verower of bestuur sou word te bevorder nie, het die VOC van die begin van sy werksaamhede af eksplisiet die godsdienstige belange van gebiede onder sy beheer behartig en wel op basis van die gereformeerde leer. Kallenbach skryf dat sowel die geskiedenis as die offisiële stukke van die kompanjie uitgegaan het van die gereformeerde belydenis, van die belydenisskrifte, van die Bybel as die sentrale fondament, ook van die sosiale lewe, maar ook van die ekonomiese lewe. Foster vermeld dat die VOC van sy stigting af sonder enige versoek deur kerk en onverplig deur die Staten-Generaal hierdie taak, naamlik die bewaring en uitbreiding van die ware geloof, op hom geneem het. En alhoewel daar dus geen regsverpligting op die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie gerus het om die godsdienstige versorging te behartig nie, het die VOC volgens Hanekom getrou aan die Calvinistiese tradisie van die 17de eeu die eise van die Christendom erken en gehandhaaf ook in sy handelsonderneming. En nou kan ons byvoeg dat die VOC dit gedoen het dan op die basis van die autentieke Calvinisme met die sentrale fokus op die verbond, die Bybelse verbond. Die vroomheid waarmee die godsdienstige versorging deur die sieketroosters verrig is, gee ontwyfelbare blyke van die gereformeerde verbondserns waarmee die kompanjie die godsdienstige versorging van sy onderdane gevoer en behartig het. Soggens voor sonsopkoms, saans, na die maaltyd, het die sieketroosters of by hulle afwesigheid die kaptein van die skip 'n paar verse van 'n psalm laat sing en in die gebed voortgegaan. En die aandgebed het soos volg gelui. En ek wil dit in die Nederlands aanhaal vanweë die treffende aard hiervan, maar ook om daarin te luister en dit te hoor, die getuienis van die autentiek Calvinistiese Bybelsbegronding en die verbondsidee. Bevryt ons voor allerlei verderf en nadele, die ons deur onweder, stormwinden of ongesondheid van lug zouden mogen oorkom. Bewaar ons deur u almogende krag van alle geweld en aanslagen onzer vyanden, opdat wy met gesondheid en voorspoed den dag van morgen mogen aanskouwen en oorvermits gij de donkerheid des nachts geordineer hebt om te rusten, gelyk gij de klaarheid des dags hebt geskapen om te arbeiden. So bidden wy, geef dat onze liggamen in vrede en stilheid rusten mogen. Ek wil hier een belangrike aspek na vore bring, naamlik die volkome oorgawe aan God en die volkome aanvaarding van God se genade, sy sorg ook vir sy verbondskinders. Die skrywer van Boetselaar van Asperen en Dubbeldam het die VOC gedurende die 2 eeue van sy bestaan beskryf as synde bevattende ruim 900 predikante wat op eie koste na Indië uitgestuur is, benewens 'n paar duisend sieketroosters en onderwysers, en lank voordat die tweede oktrooi op 22 Desember 1622 aan die VOC toegeken uit hoofde waarvan die bewaring van die publieke geloof aan die kompanjie oorgedra is groot bedrae reeds in belang van die verbreiding en handhawing van die gereformeerde godsdiens bestee. Ook ter see
het die VOC sy godsdienstige versorging behartig, vir sover elke skip 'n sieketrooster of predikant vir die geestelike versorging moes hê. Reeds voor 1625, voordat Dominee Daniel Johannes Koningsveld, vroeër leraar op die eiland Texel, na Indië vertrek het, is die Here 17 versoek dat elke skip van die Oos-Indiese Kompanjie van 'n sieketrooster of 'n voorleser voorsien moes word. Vir die predikante en sieketroosters is 'n instruksie uitgevaardig waarvan artikel 2 soos volg lui: De predikanten en sieketroosters zullen goede zorgen dragen en de bij de overheden van de respectieve schepen altijd helpen bevorderen, des morgens en des avonds de publieke gebeden met behoorlijke aandacht bij hen gedaan en bij het volk. En dan word daar allerlei van hulle pligte gestipuleer, en een daarvan was dat daar 'n verbondspreek uit Bullinger se Decades voorgelees moes word. By ontstentenis van predikante en sieketroosters moes ander geskikte persone help om die werk te verrig. En die assistente wat op die skepe was, met ander woorde die bemanning, die moes dan die gebede en die voorlesings uit die Bybel behartig, ook voorlesings uit die formuliere, en dan moes daar ook gelet word daarop dat die suiwer leer gehandhaaf word, ook in die kring van die bemanning van daardie skepe. Nou volgens die gemelde oktrooi van 22 Desember 1622 is die bewaring van die gereformeerde geloof van die gewestes onder beheer van die VOC aan die kompanjie opgedra. Claassen skryf dat die belangrikste bydrae van die sieketroosters op die terrein van die publieke godsdienstige lewe geleë was daarin dat samewerking tussen kerk en staat ook deur die werksaamhede van die sieketroosters bevorder is en dat dit geskied het aan die hand van die voorlees van 'n verbondspreek wat juis die verbondsidee baie sterk beklemtoon het. En alhoewel die sieketroosters nie toegelaat is om vry te preek nie, maar uit die voorgeskrewe werke van byvoorbeeld Bullinger en Ursinus moes voorlees, doen dit nie af aan die belangrike godsdienstige arbeid van die sieketroosters wat juis die fokus ook op die idee van die Bybelse verbond laat val het nie. En dan vind ons dat hierdie kultuur van gereformeerde aanbidding 'n baie sterk basis was wat vanaf 1622 met die tweede oktrooi, toe uiteindelik ook met die Kaapse volksplanting in 1652 sterk beslag aan die Kaap gekry het. Prof, ek lees nou dag 'n werk, ek dink dit was 'n doktorsgraad wat gedoen was, juist oor hierdie sieketroosters, en hulle in daardie werkie word die sieketrooster wat nou hierson na Suid-Afrika toegestuur is, word hulle beskryf as hulppredikers of mense kan hulle ook kapelane noem, maar hulle het ook maatskaplike werk gedoen, hulle was onderwysers en hulle het saalsendingwerk gedoen. So dit was 'n groot taak wat hulle verrig het en dit was maar 'n karige vergoeding wat hulle daarvoor gekry het. So ek dink dit is my baie goed dat ons dan ook in die volgende gesprek ook 'n bietjie rondom die sieketroosters 'n bietjie gaan kyk. Daai werk is ook beskikbaar, dit is verniet beskikbaar want dit is 'n graad wat toegeken is. So ek sal ook 'n verwysing in die volgende lesing wat ons gaan opneem, sal ek ook daarna sit en ons sal ander werke ook wat u van weet, sal ons ook die verwysings bysit. So volgende keer gaan ons dan nou gesels oor die verbonds onderbou in die Kaapse volksplanting. Watter ander lesings of opnames gaan ons nog doen daarna? François, ons gaan dan die historiese lyne volg vanaf die Kaapse volksplanting en hoe daar ook helaas in ons eie volkslewe verskillende lyne ontwikkel het, maar kom ek sê twee hooflyne. Aan die een kant 'n klein minderheid wat na die binneland beweeg het, veral na die noordooste, en dan via Swellendam uiteindelik na die Karoo, wat in afsondering tot 'n groot mate die gereformeerde verbondsidee gehandhaaf het, terwyl ons aan die ander kant in die stedelike omgewings al meer 'n wegkalwing van die verbondsidee vind. En ons sou in 'n sekere sin dan kon sê dat die groot stryd in ons teologiese verlede
lê dan juis tussen die verbondsidee en die sekulêre idee van die mensgerigte teologie. Maar daaroor sal ons dan in die volgende lesings die historiese lyne trek en die implikasies daarvan vir ons vandag uitspel. Baie dankie. Baie dankie Prof, dit was 'n baie insiggewende gesprek wat ons vanaand gehad het. Ek sien uit na die volgendes wat ons ook kan doen. Baie dankie François en baie sterkte vir julle en ook vir ons kykers.